Ek staan hier buite in die tuin en dink aan maskers. Maskers wat die afgelope tyd integraal deel geword het van jou en my lewe. Iets wat 'n mens gereeld nogal sien, is maskers. Ek weet nie of jy dit dieselfde beleef as ek nie, maar dit is nogals vir my moeilik om mense te herken wanneer hulle maskers aan het. Op 'n manier is dit so asof mense se gesigte half so agter hierdie maskers wat hulle dra verdwyn. Moeilik om mense se gesigsuitdrukkings te sien en dit reg te lees. Dit wil ook vir my voorkom asof mense minder met iemand in 'n ry wat hulle nie ken nie, sommer net staan en gesels. Ek wonder nogals tot watter mate die dra van maskers mense inhibeer om spontaan met mekaar te connect en te interact. Dit is op 'n manier moontlik om agter jou masker weg te kruip en jouself met jou eie ding en jou eie goed besig te hou. Graag met jou oor gebed gesels. En natuurlik is daar 'n klomp dinge wat 'n mens oor gebed kan sê. Miskien het jy dadelik aan die Onse Vader gebed gedink toe ek die woord gebed gebruik. Dis weer 'n paar interessante statistieke oor gebed. In die 83 vertaling kom die selfstandige naamwoord gebed of gebede 194 keer in 184 verse voor, terwyl die werkwoord bid 270 keer in 257 verse voorkom. Weens die grootte en omvang van die Ou Testament word meer gebede en verwysings na gebede daar aangetref as in die Nuwe Testament. Dit beteken natuurlik nou nie dat die Nuwe Testament nie iets oor gebed te sê het nie. Trouwens, daar is 'n klomp verwysings in die Nuwe Testament ook na gebede. Dink byvoorbeeld aan van Jesus se kruiswoorde wat gebede was. Paulus wat gereeld in sy briewe daarna verwys dat hy vir gelowiges bid. As 'n mens so deur die evangelies lees, kom 'n mens ook agter watter belangrike rol gebed in Jesus se lewe gespeel het. Dit is veral die Lukas evangelie waarin gebed op 'n besondere manier beklemtoon word en in fokus is. Lukas word die evangelis van gebed genoem omdat hy meer as al die ander evangelies skryf oor Jesus se gebedslewe en ook dit wat Jesus oor gebed geleer het. Daar is natuurlik mos verskillende tipes gebede wat ons in die Bybel van lees, onder andere lofgebede wat die meeste in die Bybel voorkom, lofgebede wat veral in die psalms raak gelees word. Lof is waarskynlik die hart van Bybelse gebed. Ons lees van dankgebede, klaaggebede en ook van voorbiddingsgebede. Gebed is veronderstel om wesenlik deel te wees van jou en my geestelike lewe. Dit is 'n wonderlike voorreg om in gesprek met God te kan gesels deur gebed. 'n Gesprek wat God natuurlik vir jou en my moontlik gemaak het. Miskien het jy vrae rondom gebed. Vrae soos: hoe werk gebedsverhoring? Wat is die rol van die Heilige Gees wanneer ek bid? En so kan ek nog ander vrae ook noem. Uiteraard kan 'n mens nie met 'n kort video by al die vrae stil staan nie. Maar ek wil graag met jou oor 'n teks gesels wat gaan oor gebed. 'n Teks wat miskien ook by jou vra oor gebed en hoe 'n mens gebed moet verstaan kan veroorsaak. Kom ek lees vir ons Matteus 6. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Hoe moet 'n mens
hierdie deel want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra, verstaan. Dit voel amper vir 'n mens asof jy kan sê, as God dan in elk geval weet wat ek nodig het, hoekom dan nog enigsins vra? Mors ek nie my asem en my tyd om met God te praat nie? Bedoel Jesus hier dat dit nie nodig is om vir God iets te vra nie? Moet ons dan nou net in ons kamer bid? Mag ons dan nou nie baie woorde gebruik as ek dit so kan sê wanneer ons bid nie? As ek en jy bietjie kyk wat in Matteus 6 aan die gang is, help dit ons om te verstaan wat Jesus hier oor gebed sê. 'n Belangrike ding wat ek en jy moet raak sien, is dat ons nie moet dink dat wanneer ons gebed met woorde laai, as ek dit so kan sê, dat ons God se aandag beter gaan kry of met baie woorde God gaan beweeg om ons gebede te verhoor nie. Die agtergrond vir dit wat Jesus hier sê oor die heidene wat 'n stortvloed van woorde gebruik, het te doen met die gebruik van destyds om die naam of name of eretitels van die god of gode of allerhande toorformules oor en oor te herhaal en te gebruik om uiteindelik die God se aandag te trek sodat die God iets doen. 'n Baie goeie voorbeeld van hierdie gebruik kry ons natuurlik in 1 Konings 18 waar Elia met die profete van Baal op die Karmelberg in gesprek is. Onthou jy die Baalprofete op die Karmelberg wat van die môre tot die middag geroep het, Baal, antwoord ons. Wat gedans het en te kere gegaan het dat Baal net kan reageer. Die profeet Elia wat hulle dan nou natuurlik uithaal en sê, skree harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy in gedagte of gou iewers heen of op reis. Of dalk slaap hy en moet eers wakker word. En dan die profete wat hierop reageer en meer perform en te kere gaan en hulle selfs begin sny. Teen hierdie agtergrond moet 'n mens Jesus se woorde verstaan. Moenie soos die heidene bid nie. Dis nie nodig om al hierdie dinge wat die heidene doen, dit te doen om God se aandag te kry nie. Jesus sê vir jou en my en ook vir die mense met wie hy praat, bid anders, omdat julle God anders is. Julle eer nie vir God as julle op so 'n manier bid nie. Hoor baie mooi wat hier besig is om te gebeur en wat Jesus hier sê. Dit wat Jesus hier sê, plaas die fokus op wie God is. Ons liefdevolle Vader, wie jou en my nooi om in 'n intieme verhouding met hom te kan leef. In hierdie intieme verhouding is hy so persoonlik in jou en my lewe betrokke, dat hy weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra. Die intieme verhouding wat God met sy kinders, met jou en my het, kom in hierdie teks op 'n besondere manier in fokus. Hoor mooi, Jesus het nie iets teen lang gebede nie. Jesus sê nie in hierdie gedeelte dat ek en jy so min as moontlik woorde moet gebruik wanneer ons met God in gebed wil praat nie. Of dat ons net in ons kamer mag of moet bid nie. Of dat ons nie vir God goed mag vra nie. Jesus help ons om raak te sien dat ek en jy met min woorde, met baie woorde, waar ons ook al is, selfs hier in die tuin, met 'n stuk vrymoedigheid na God toe kan gaan en met hom kan gesels, omdat God ons liefdevolle Vader is, wie so intiem in jou en my lewe betrokke is, dat hy weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra. Die feit dat God weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra, maak dis nie die vraag onnodig nie.
Maar dit moedig ons juis uit, nooi ons juis uit om in gebed na God toe nader te kan gaan. Ek wil graag iets van maskers dra gebruik om iets van gebed te verduidelik. En natuurlik het enige beeld mos wat 'n mens gebruik tekortkominge of kan 'n bepaalde aspek van 'n beeld oorbeklemtoon word. Maar hoor mooi die volgende. Om 'n masker te dra is nie net iets wat ek en jy fisies kan verstaan nie. Ons kan 'n masker dra ook figuurlik verstaan. Om te verwys na die goed wat ek en jy voorgee, om te wees wie ons nie is nie. Ons wil baie keer, juis by wyse van spreke, nie ons maskers afval, omdat ons onder andere daardeur kwesbaar en blootgestel voel. Deur gebed nooi God jou en my uit om by wyse van spreke ons masker te kom afval en pretensieloos en eerlik met hom te kan gesels oor enige iets wat in ons lewe aan die gang is. God sal jou nie shame as jy met hom praat oor die goed wat in jou lewe is, nie selfs die goed waaroor jy skaam is. Inteendeel, dis nie asof ek en jy vir God gaan verras as ons met hom gesels oor ons issues of ons probleme nie, of die goed waarmee ons struggle in ons lewe nie. Want die Here ken jou en my. Die Here ken jou en my. Psalm 139 praat daarvan. Is regtig my gebed vir jou, dat wanneer ons eie fisiese masker opsit, of wanneer ons ander mense met hulle maskers opsien, dat ek en jy sal onthou dat die Here ons uitnooi om deur gebed met hom pretensieloos en eerlik te gesels. Omdat hy ons Vader is, wie so intiem in jou en my lewe betrokke is, dat hy weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra. Mag ek en jy op 'n besondere manier, wanneer ons hierdie woorde hoor, hierdie woorde wat sê, jou Vader weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit vra, mag ek en jy nie daardeur ontmoedig word om deur gebed tot God te nader nie. Mag ek en jy juis daardeur aangemoedig word om met God te praat en met God in verhouding te leef. Omdat hy ons goeie Vader is wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om U ons Vader te kan noem. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak om in 'n maskerlose, pretensielose verhouding met U te kan leef. Ons loof en prys U in Jesus se naam daarvoor. Amen.